Goeiemôre broeders en susters en kinders. Ons het vanoggend vooraf enkele afkondigings en ons wil dit onder die aandag bring. Volgende Sondag vier ons DV die Heilige Nagmaal, so net herinnering ook daaraan. Dan vanoggend se erediens, besonderse erediens in die opsig. Ons het vanoggend ook die belydenis van geloof aflegging van Susters Amia en Suster Larice de Tooi. Hulle is van daai mense, as jy van hulle praat, dan praat almal net van die tweeling. So ons tweeling gaan vanoggend ook belydenis van hulle geloof aflê en ons dankbaar saam met hulle ouers en grootouers en familie om in daardie voorreg te kan deel. Dan met attestaat by ons aangesluit vanaf die Gereformeerde Kerk die Kandelaar, broer Jan Pauwels. En dan vertrek met attestaat na die Gereformeerde Kerk Nylstroom, broer Gideon Joubert en eggenote Suster Ria Joubert, gebore Erasmus. Hulle het na Kokanje aftreeoor toe verhuis. Dit dan wat ons afkondigings vanoggend voor die erediens betref, die ander afkondigings sal ons as die Here wil na die diens hanteer. Kom ons sit so en ons sing vanoggend saam skrifberuiming 14:2, die beruiming van Habakuk hoofstuk 3 se loflied, al sou dan ook die vyeboom nie bot nie. Ons bly sit vir die sing daarvan. Daarmee sê ons vir mekaar en vir die wêreld, ons hulp is net in die naam van die Here. Hy wat die hemel en die aarde geskape het, hy wat getrou bly tot in ewigheid. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede word u ryklik geskenk van God ons Vader in ons Here Jesus Christus, deur die kragtige werking van die Heilige Gees. Amen. Ons loof die Here vanoggend deur saam te sing, loof die Here van alle Here, verhoog sy naam en gee hom ere, en bring sover daar volke is, sy dade in gedagtenis. Ons staan vir die sing van Psalm 105, die eerste en die tweede vers, waarna ons sitplekke weer direk daarna kan inneem. So ons bly nie staan nie, ons gaan sit nadat ons dit gesing het.
Dit is so, broeders en susters, dat ons elke Sondag hier in die erediens ons geloof saam bely. En ons sê ook ons doen belydenis van ons geloof. En dis belangrik dat 'n mens ook dan weet wat 'n belydenis is. En ek leer dit altyd vir die kinders, maar ons moet almal dit weet, wat is 'n belydenis? En dan 'n mooi manier om dit te verstaan, die Latynse woord is homologia of homologia. En dit beteken in Afrikaans dieselfde woord. En dit self sê vir ons dat geloofsbelydenis is om dieselfde te sê as die woord. Wanneer jy jou geloof bely, en besonder ook ons geloofsbelydenisse, soos ons dit in die gereformeerde kerke het, dan sê ons daardeur, ons sê dieselfde as wat God in sy woord sê. En daarom, wanneer ons geloof bely, dan is dit nie iets wat ek dink, of wat ek voel, of hoe ek meen dit moet wees nie. Wat jy doen wanneer jy jou geloof bely is jy gaan staan en sê, ek sê dieselfde as wat God vir my gesê het. Want jou bron van jou geloof is belangrik, en die enigste bron van geloof wat ons het, is God self. En God self gee vir ons dit wat ons moet bely in sy woord. En daarom sê ons dieselfde as die woord, wanneer ons geloof bely. Een van die plekke waar ons dit ook doen is in die Nederlandse geloofsbelydenis, en ons sing dit baie in die eredienste en in die kerk, as ons sê ons glo. En wat glo ons? Ons glo die Here is die enigste Here, en dan belangrik ook, ons glo hy is die bron van alles wat goed is in ons lewens. So kom ons sing dit vanoggend saam, Skrifberuiming 12:3, vers 1 en 2, terwyl ons so bly sit. Ons leer ook God se goedheid ken deur God se wil. En daarom luister ons ook na die 10 gebooie. Toe het God al hierdie gebooie aangekondig. Ek is die Here jou God wat jou uit Egipte, uit die plek van slawerny bevry het. Jy mag naas my geen ander gode hê nie. Jy mag nie vir jou 'n beeld of enige afbeelding maak van wat in die hemel daarbo of op die aarde hieronder of in die water onder die aarde is nie. Jy mag hulle nie vereer of dien nie, want ek die Here jou God eis onverdeelde trou aan my. Ek reken kinders die sondes van hulle vaders toe, selfs tot in die 3de en die 4de geslag van die wat my haat, maar ek betoon my liefde tot aan die 1000ste geslag van die wat my liefhet en my gebooie gehoorsaam. Jy mag die naam van die Here jou God nie misbruik nie, want die Here sal die een wat sy naam misbruik,
nie ongestraf laat bly nie. Sorg dat jy die Sabbatdag heilig hou. 6 dae moet jy werk en alles doen wat jy moet, maar die 7de dag is die Sabbat van die Here jou God. Dan mag jy geen werk doen nie. Nie jy of jou seun of jou dogter, of die man of vrou wat vir jou werk, of enige dier van jou, of die vreemdeling by jou nie. Die Here het in 6 dae die hemel en alles daarin gemaak, die aarde en alles daarop, die see en alles daarin. Op die 7de dag het hy gerus, en daarom het die Here dit as 'n gereelde rusdag geheilig. Eer jou vader en jou moeder, dan sal jy lank bly woon in die land wat die Here jou God vir jou gee. Jy mag nie moord pleeg nie, jy mag nie egbreek pleeg nie, jy mag nie steel nie. Jy mag nie vals getuienis teen 'n ander gee nie. Jy mag nie iemand anders se huis begeer nie. Jy mag nie sy vrou begeer nie. Ook nie 'n slaaf of 'n slavin, 'n bees of 'n donkie of enigiets anders wat aan hom behoort nie. Tot sover die wet van die Here. Ons antwoord daarop vanoggend deur saam te sing Psalm 119. Daarvan vers 34 en vers 35. Dan sê ons daardeur, was u wet nie al my lus nie, dan het ek in smart verlang, maar nou dit my krag gewerk het, dink ek daaraan dag en nag. En daardeur sê ons vir die Here dat as ons werklik goed in ons lewe soek en goed wil doen, dan is dit waar ons moet gaan begin. As ons glo en bely dat God die bron is van alles wat goed is, dan moet ons ook leef soos wat God in sy goedheid dit vir ons geleer het. Ons sit so, ons sing Psalm 119, vers 34 en 35, waarna ons saam sal bid. Kom ons bid saam. Ons Vader in die hemel, wat 'n wonderlike voorreg om vanoggend ook nie net saam te kan sing nie, maar ook om saam te kan luister. Saam u woord te kan hoor in alles wat hier ook in die erediens gebeur. En ons gebed is dat u woord ook in ons lewens 'n weerklank sal vind, 'n ego sal wees na buite.
dat dit wat U vir ons sê, dat ons dit ook self sal sê, dat ons dit sal bely, dat ons dit sal glo. Ons vra dit want ons weet 'n geloof wat nie tot dade oorgaan nie, 'n geloof wat nie bely word voor die mense en voor U nie, is 'n dooie geloof. Is 'n geloof wat eintlik nie bestaan nie. Want ons weet 'n ware geloof is om U te kan ken. Ware geloof is om U te vertrou. 'n Ware geloof is om die nuwe mense te word en te wees wat U ons in Christus gemaak het. Daarom dank ons U nie net vanoggend vir die geloof wat ons het en wat weer deur die verkondiging van die evangelie bevestig sal word nie, maar ons vra ook dat U deur die Heilige Gees elkeen van ons sal oproep tot bekering waar nodig, sal oproep tot dankbaarheid, sodat ons ook in ons belydenis na buite U koninkryk, U heerskappy oor ons lewens sal sigbaar maak. Ons vra dit nie net vir onsself nie, maar dis ook ons gebed vir elkeen van ons broers en susters wat in hulle omstandighede nie hier saam met ons kan wees nie. Ons vra Here dat U hulle ook waar hulle troos nodig het en gesondheid nodig het, hulle die krag sal gee om ook in hulle beproewings te volhard, om steeds in tye van swaar kry hulle geloof in U te kan bely. Maar ons bid vanoggend in besonder vir soveel broers en susters in die geloof wat ook al hier in hierdie kerkgebou en op baie ander plekke voor mense gaan staan het, gesê het ons glo, maar wie se lewens dit nie wys nie. Ons vra dat U daar ook die lig en die liefde en die genade sal betoon, sodat hulle ook U lig in die wêreld kan laat skyn. Ons vra ook dat U ons elkeen genadig sal wees, want ons bely dit, ons almal is sondaar mense. U self het dit vir ons in die woord geleer, daar's nie een wat regverdig is nie, selfs nie een nie. Maar ons dankie dat ons na U toe kan kom, deur die regverdigheid en die regverdiging van ons Here Jesus Christus, ons koning en verlosser, in wie se naam ons ook hierdie gebed na U toe rig. Amen. Vanoggend, broeders en susters, ook die geskiedenis van 'n jong man se belydenis, 1 Samuel 17. Ons gaan saam luister vanaf vers 20. Hoekom nie die eerste 20 verse nie? As 'n mens dit lees, dan ken jy dit. Dit is waar ons die reus Goliat leer ken. En waar ons hoor hoe Goliat die leers van God en van Saul verkleineer en hoe Goliat op die ou einde met God ook spot. En dan hoor mens hoe dat Dawid se pa Isaai vir sy seun sê in vers 17, hy moet nou vir sy broers kos vat. Ons almal ken die geskiedenis.
vermetelheid en kwaadwilligheid. Het jy nie hierheen gekom om na die geveg te kyk? Toe sê Dawid, wat het ek nou gedoen? Is dit dan nie 'n belangrike saak nie? Dawid het van hom af weggedraai na die ander een toe en dieselfde gevra en die manskap het geantwoord soos die eerste een. Die woorde wat Dawid gesê het rigbaar geword. Die manskappe het dit vir Saul vertel en hy het hom laat haal. 'n Mens moenie oor hom moedeloos word nie, sê Dawid toe vir Saul. Ek sal gaan en teen hierdie Filistyn veg. Maar Saul sê vir Dawid, jy kan nie teen hierdie Filistyn gaan veg nie, want jy is jonk en hy 'n vegter van kindsbeen af. Toe sê Dawid vir Saul, as ek die kleinvee vir my pa oppas en daar kom 'n leeu of 'n beer en dra 'n lam weg uit die kudde, gaan ek agter hom aan en slaan hom dood en red die lam uit sy bek. As hy op my afstorm, gryp ek hom aan sy baard en slaan hom dood. Ek het die leeu en ook die beer doodgeslaan en hierdie heiden, hierdie Filistyn sal soos hulle word, want hy het die linies van die lewende God verkleineer. Verder het Dawid gesê, die Here wat my gered het uit die kloue van die leeu en uit die kloue van die beer, hy sal my red uit die mag van hierdie Filistyn. Toe sê Saul vir Dawid, gaan en mag die Here by jou wees. Saul het sy eie uitrusting vir Dawid laat aantrek. Hy het 'n bronshelm op sy kop gesit en hom 'n harnas laat aantrek. En Dawid het Saul se swaard bo oor sy uitrusting vasgegord. Maar hy kon nie loop nie, want hy was dit nie gewoond nie. Dawid sê toe vir Saul, ek kan nie hiermee loop nie, want ek is dit nie gewoond nie. En Dawid het dit uitgetrek. Hy het sy kierie in sy hand gevat, 5 gladde klippies in die spruit uitgesoek en dit by sy skaapwagtersgoed in sy slingersak gesit. En met sy slingervel in die hand het hy op die Filistyn afgeloop. Die Filistyn het al hoe nader gekom na Dawid toe, terwyl sy skildraer voor hom was. Toe hy vir Dawid sien, het die Filistyn hom met minagting aangekyk, omdat hy jonk was met 'n rooi gelaatskleur en 'n mooi voorkoms. Die Filistyn het vir Dawid gesê, is ek 'n hond dat jy met kieries na my toe aankom? Hy het Dawid toe in die naam van die Filistynse gode vervloek. Verder het die Filistyn vir Dawid gesê, kom 'n bietjie hier dat ek jou vleis vir die roofvoëls en vir die wilde diere kan gee. Maar Dawid sê vir die Filistyn, jy kom na my toe met 'n dolk en 'n spies en 'n swaard, maar ek kom na jou toe in die naam van die Here, die Almagtige, die God van die linies van Israel, wat jy verkleineer het. Vandag sal die Here jou in my mag oorgee, sodat ek jou kan verslaan en jou kop van jou lyf afkap. Dan sal ek vandag nog die lyke van die Filistynse laar vir die roofvoëls en vir die wilde diere gee, sodat die hele wêreld kan besef dat Israel 'n God het. Dan sal hierdie hele skare besef dat die Here nie deur die swaard of die spies verlos nie, maar dat die oorlog aan die Here behoort en dat hy julle in ons mag oorgegee het. Toe die Filistyn regmaak om nader te kom, om Dawid te ontmoet, het Dawid die Filistyn vinnig op die vegterrein tegemoet gehardloop. Toe steek Dawid sy hand in sy sak, vat 'n klip daaruit, gooi met die slingervel en tref die Filistyn teen die voorkop. Die klip het in sy voorkop ingedring en hy het vooroor geval op die grond. Met die slingervel en klip was Dawid sterker as die Filistyn en hy het hom verslaan en doodgemaak. Dawid het nie eens 'n swaard by hom gehad nie. Toe het Dawid gehardloop, by die Filistyn gaan staan, sy swaard gevat, dit uit die skede uitgetrek en hom van kant gemaak. Hy het sy kop daarmee afgekap. Die Filistyne het gesien dat hulle held dood is en het gevlug. Die manskappe van Israel en Juda het opgestaan, die aanvalskreet uitgeskree en die Filistyne agtervolg tot by die ingang van Gat en die poorte van Ekron, sodat die gesneuweldes van die Filistyne op die pad
van Saharium af tot by Gat en Ekron gelê het. Daarna het die Israeliete teruggekom van die strawwe agtervolging van die Filistyne af en hulle kamp geplunder. Dawid het die kop van die Filistyn gevat en dit na Jerusalem toe gebring, waar die Filistynse wapens het hy in sy eie tent gaan sit. Toe Saul vir Dawid sien uitgaan om die Filistyn te ontmoet, het hy vir Abner, die hoof van die leer, gevra: Abner, wie se kind is die jong man tog? Abner het geantwoord: so seker as hy leef, u majesteit, ek weet nie. Die koning sê: toe vra tog wie se kind die jong man is. Toe Dawid terugkom nadat hy die Filistyn verslaan het, het Abner hom gevat en voor Saul gebring met die kop van die Filistyn nog in sy hand. Saul het vir hom gevra: seun, wie se kind is jy? Die kind van u onderdaan Isaai uit Bethlehem, het Dawid geantwoord. Vanoggend dan, broeders en susters, vers 45, maar Dawid sê vir die Filistyn: jy kom na my toe met 'n dolk en 'n spies en 'n swaard, maar ek kom na jou toe in die naam van die Here die Almagtige, die God van die linies van Israel wat jy verkleineer het. Daardie belydenis: ek kom na jou toe in die naam van die Here die Almagtige. Kom ons sing eers saam, broeders en susters, in antwoord op die teksgedeelte, Psalm 146, en ons sing vanoggend vers 2 en vers 3, moet op prinse nie vertrou nie, by wie niemand heil kan vind, op die mens jou hoop nie bou nie. Want as God hul gees ontbind, keer hul na die aarde weer, en hul raadslag stort neer. En dan die mooi woorde van vers 3, salig hy wat in die lewe, sonder hulp en sonder raad, as hom alles wil begewe, vlug tot God sy toe verlaat. Ons staan vir die sing daarvan, waarna ons sitplekke kan inneem. Soos ons gehoor het, broeders en susters, is vanoggend 'n besonderse erediens. Mens kan amper sê vir ons as gereformeerdes 'n hoogtepunt van ons jaar, wanneer ons jong mense belydenis van hulle geloof kan aflê. Hulle geloof in God, voor God en voor God se gemeente kan kom bely. En so gaan ons dit vanoggend ook sien. Twee van ons susters wat hier voorkom staan en vir ons sê, ons glo. Ons glo in God die Vader, God die Seun, God die Heilige Gees. Ons glo in God se betrokkenheid in my lewens, maar ook met my lewe. En dis wat jy doen wanneer jy belydenis van jou geloof in die gemeente aflê. Jy kom sê, ek glo in God, ek glo dat God in my lewe is,
En ek glo dat God met my lewe iets wil doen. En dit is so, baie van ons, wanneer ons dit sien, dink terug ook aan die dag toe ons belydenis van geloof afgelê het. Baie van ons kinders, ek weet van ons hoërskoolkinders, praat met mense daaroor, sien uit na die dag wanneer hulle self ook hier voor kan staan en hulle geloof kan kom bely. Maar vanoggend dan in besonder die vraag, waaroor gaan dit by belydenis van geloof aflegging? Hoekom is hierdie vir ons as gereformeerdes so 'n belangrike gebeurtenis? Wel, broers en susters, dit is so 'n groot gebeurtenis omdat jou belydenis voor mense spreek van jou geloof in God. Jou belydenis voor mense spreek van jou geloof in God. En daarom moet ons almal seker wees van wat is die belydenis? Wat is dit wat ons voor mense wil kom bely? Onthou net nou se woord homologia. Vir ons gaan dit daaroor dat ek dieselfde as die woord sê. En net nou gaan ons dit in die formulier ook hoor. Daar word baie duidelik gevra, glo jy dit wat in die woord in die Ou Testament en die Nuwe Testament vir jou geleer word? Glo jy dit wat in ons belydenisskrifte vir ons saamgevat is? Sê jy dieselfde as wat God vir jou gesê het? Die mooi voorbeeld daarvan vanoggend van iemand wat geglo het en gesê het wat die woord sê, wat God sê, is Dawid. Dawid was oortuig van sy belydenis voor mense. En daarom was Dawid nie bang om dit uit te spreek nie. Nou met die intrapslag dink ons maklik daaraan, as mens na ons kernvers luister, vers 45, waar Dawid sê, ek kom na jou toe in die naam van die Here die Almagtige, die God van Israel, wat jy verkleineer het. Klink dit maklik asof hierdie woorde net tot die reus Goliat gerig is. Maar geliefdes, kyk mooi na die teksgedeelte. Daar was ook ander mense wat dit gehoor het. Kom ons kyk 'n bietjie, wie is die mense? Die mense voor wie Dawid te staan gekom het. Voor wie hy belydenis van sy geloof moes aflê. Nou weet ons, dit staan ook so, Dawid was 'n jong man. Interessant genoeg, min of meer maar dieselfde ouderdom as die twee dogters wat vanoggend hier by ons belydenis van geloof gaan aflê. Hy is ook die jongste kind van sy pa Isai. En dan weet ons, teen hierdie tyd, het daar al iets groots in Dawid se lewe gebeur. Ons kan amper sê, Dawid het 'n geheim. Hy is deur die Here tot koning van Israel gesalf, in die plek van Saul. Samuel self het na sy pa se huis toe gekom en hierdie taak self verrig, toe Dawid nog kleiner was, 'n seun was. Tog is dit so, en dit is belangrik om dit ook raak te sien. Wat doen Dawid nadat die Here deur Samuel met hom kom praat het en hom as koning gesalf het? Wat doen hy? Hy het teruggegaan na die klein vee in die veld toe. Dawid het nie, soos die jong mense sal sê, gedink hy's nou die kat se snor nie. Eintlik is sy optrede vreemd. Hy het doodgewoon aangegaan met sy lewe na die dag toe hy as koning gesalf is. Na die dag toe die Heilige Gees beheer oor sy lewe geneem het. Teruggegaan veld toe, teruggegaan skape gaan oppas. Tot op 'n dag,
Die dag toe Dawid sy geloof in die Here wat hom uitverkies het, voor die mense moes bely. Ons lees dat Dawid se pa stuur hom om kos vir sy broers te neem, waar hulle op die slagveld gereed gestaan het om teen die Filistyne te veg. Nou hoor ons daar aangekom, word Dawid met een van die, kom ons noem dit maar die moeilikste situasies van sy lewe gekonfronteer. Hy staan tussen die linies van Israel, 'n jong seun tussen groot sterk krygsmanne, en almal van hulle bewe van angs vir die reus Goliat. Al daardie krygsmanne tot die koning is bang vir die Filistyn uit Gat. En Dawid word as te ware gedwing om sy geloof te bely. Nie net voor Goliat nie, maar voor die hele leer van Israel, voor sy ouer broers, voor koning Saul. En ek hoop ons sien dit raak, Dawid moet getuig voor sy naaste familie, sy broers, voor sy vriende, voor sy medelandsburgers, voor medegelowiges, voor die regering van sy tyd en voor die heidene. Moet hy getuig, moet hy sy geloof bely, moet hy sê wat die Here sê. Doen ons dit voor ons naaste familie, voor ons vriende, voor ons medeburgers, voor ons medegeloofsgenote in die kerk, voor die regering van ons tyd, voor die heidene van ons tyd. As 'n mens kyk na wat Dawid vir hulle almal sê, dan sien 'n mens Dawid se belydenis voor hierdie mense spreek van sy geloof in God. Geloof in die Here die Almagtige, die lewende God. Terwyl die hele Israel self, Saul, en onthou as mens gaan kyk terug in Samuel en jy sien waar Saul gesalf word as koning, Saul self het kop en skouers bo almal uitgestaan. Selfs Saul is bang vir hierdie Filistyn. Saul is bang vir hierdie verkleinerende optrede. En dan kom daar 'n jong man in skaapwagtersklere en sê vir hulle, maar wie is hierdie heiden? Hierdie Filistyn nogal, dat hy die linies van die lewende God verkleineer. Dis 'n baie belangrike woord, lewende God. Dit maak die verskil in Dawid se lewe. Voor Dawid op die toneel gekom het dit maar gelyk soos 'n gewone oorlog, twee vyande teenoor mekaar. Maar dan daag Dawid op. En hy sê vir hulle, waaroor gaan dit regtig hier? Hy sê dit gaan oor die lewende God. En 'n mens kan maar aanneem, dit is so, meeste van die mense in die linies van Israel het in die eerste plek geweet wie die Here is. Hulle het baie van die Here gehoor. Hulle almal het groot geword in die tyd van die groot profeet Samuel, so hulle moes geweet het. Maar Dawid kom na hulle toe met die woorde, die lewende God. En daardeur leer hy vir hulle en vir ons 'n belangrike les. Vir ons almal 'n belangrike les. Dit maak geen sin dat ons bely God as die lewende Here. Maar in die res van ons lewe is hy dood nie. Maak nie sin nie. Ons moet bereid wees om God as die lewende Here by ons daaglikse lewe raak te sien.
dan sal ons ontdek dat God inderdaad by al my wel en al my wees, soos die mense sê, betrokke is. Mens kan dit nie indink nie, hoe is dit moontlik dat die Israeliete wat almal die teken van die verbond, daardie mans wat daar gestaan het in die linies van Israel, hulle die teken van die verbond aan hulle liggaam gedra, hulle was almal besny. Dan kom sit hulle en luister hoe 'n heiden hulle God laster en verkleineer. God het homself dan aan hulle as Israel verbind. Nee, Dawid weet wie God is. Hy weet wat God vir hulle gesê het. Hy weet wat God vir hulle beloof het. Hy self het deel aan die verbond. Hy ken sy God. Daarom het hy die moed van sy oortuiging om op te staan en nie net die Filistyn aan te durf nie, maar ook om vir hom te sê en vir almal om hom te sê, dis hoekom ek dit doen. Vir Goliat is dit 'n grap. As Dawid na hom toe kom, dan kan jy jouself indink, hier kom 'n seentjie aangestap man, 'n laaitie. Skaapwagtersklere aan. Jy dink ek's 'n hond, sê hy vir Dawid, dat jy met 'n stok na my toe moet kom. Hy lag vir Dawid. Hy sê vir Dawid, kom bietjie nader dat ek jou vleis vir die roofvoëls en vir die wilde diere kan gee om te eet. Maar Dawid skrik nie vir sy dreigemente nie. Hy antwoord die Filistyn. Hy wat Dawid is miskien klein in vergelyking met die groot soldaat, die reus Goliat. Maar hy fokus nie op sy eie krag nie. Hy is nie bekommerd oor sy eie eer en sy eie naam wat in gedrang kan kom as hy verloor nie. Nee, sê Dawid, hy kom na hom toe omdat dit gaan oor die eer van die Here. En hy kom na hom toe met die krag van die Here. Onder leiding van die Heilige Gees van God verslaan Dawid die reus. Nou broers en susters, wat sê sy belydenis oor Dawid se geloof in God? Wat sê jou belydenis voor mense oor jou geloof in God? Nie net jou belydenis hier in die erediens nie, onthou voor wie jy moet bely is, voor alles en almal, elke dag, maak nie saak waarmee jy besig is nie. Daar moet jy kan sê, dis hoekom ek dit doen. Vir Dawid weet ons, was dit nie toelaatbaar dat enige iemand in sy teenwoordigheid Israel so verkleineer nie. Want daardeur word God self verkleineer. Belangriker nog, Dawid hou rekening, hoor mooi, met die mag, die almag van God, soos hy sê. Hy weet in die eerste plek, God is die een wat die oorwinning gee. Sê hy vir die mense, dis God wat die oorwinning gee. God is die God aan wie die oorlog behoort. En God is die een, hoor mooi, in wie se hand sy lewe is. Daarvan het sy ervaring as skaapwagter hom baie mooi geleer. Hy sê dit ook, hy het selfs leeu's en beere aan die baard gegryp en doodgemaak met die krag wat die Here hom gegee het. Nou dis die interessante, broeders en susters. Soos vandag daaraan dink. Dawid, nadat hy as koning gesalf is, gaan terug na die kleinvee toe
terug met die beloftes van die Here en hy doen sy werk wat hy moet doen met die beloftes van die Here. Al is dit net om skape op te pas in die veld. Hoeveel keer sê hy vir homself, het die Here hom nie gehelp as hy teen roofdiere moes veg nie. Daarom tree hy op met die moed van sy oortuiging. Vir hom is God lewendig, is God groot, is God almagtig, is God in sy lewe. En maak God die verskil in sy lewe. En as ons kan afsluit vanoggend, watter verskil maak God se teenwoordigheid in ons lewens? Ons wat weet wat God vir ons gedoen het. Ons wat weet van die kruis op Golgotha, van die oop graf, van die Here Jesus wat op die troon van God sit, daar aan die regterhand van God en intree vir ons by die Allerhoogste. Ons wat seker is van die Heilige Gees wat in ons woon en werk. Ons wat voor die gemeente en voor die Here, voor ons broers en susters, voor die Here wêreld kom staan en sy naam bely. Wat sê ons belydenis van God se plek in ons lewens? Onthou dit. Jou belydenis voor mense spreek ook van jou geloof in God. Daarom begin ons belydenis elke week met ek glo. En daai ek is ek en jy. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van hemel en aarde. En in Jesus Christus, sy eniggebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, wat gebore is uit die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is, wat al die angste van die hel tot in die dood toe ondergaan het, wat op die 3de dag opgestaan het uit die dood, opgevaar het na die hemel en sit aan die regterhand van God, die almagtige Vader, waarvandaan hy sal kom om die lewendes en die dooies te oordeel. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan 'n heilige, algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die opstanding van die liggaam en 'n ewige lewe. Ek glo. Die vraag is, broers en susters, jou belydenis hier voor mense elke Sondag moet weerklank vind in jou hele lewe. Jou belydenis oral waar jy gaan. Amen. Ek gaan vra dat ons 'n oomblik stil sit terwyl Leries en Amia vir ons na vore kom asseblief. Baie dankie broeders en susters en julle twee susters ook. Ons gaan nou vir hulle geleentheid gee om hulle geloof te bely voor God en voor sy gemeente. Geliefdes in ons Here Jesus Christus, God het in Jesus Christus ons Here die verbond van genade met ons en ons kinders opgerig. As kinders en erfgename het ons deel aan die volle rykdom en weldade van hierdie verbond. Maar word ons ook tot gehoorsaamheid aan en aanvaarding van hierdie verbond geroep. Daarom moet verbondskinders, wanneer hulle tot die nodige insig gekom het, hulle geloof openlik in die midde van die gemeente bely,
asook hulle voorneme om deur die krag van die Heilige Gees die verbondsgemeenskap met God te onderhou. Gelei deur die Gees van God en sy woord het hierdie susters die kerkraad gevra om hulle geloof hier openlik te bely. Nadat hulle behoorlik onderrig en ondervra is die kerkraad daarvan oortuig dat elkeen van hulle toegerus is om tot sodanige persoonlike belydenis te kom. Derhalwe word aan hulle nou die geleentheid daartoe gebied. Geliefdes in ons Here Jesus Christus, julle kom hier voor God en die aangesig van God in die midde van sy gemeente om julle geloof te bely. Daarom versoek ek julle om in alle opregtheid op die volgende vrae te antwoord. Eerste, glo julle in die enige ware God, Vader, Seun, Heilige Gees, in wie se naam julle gedoop is. Glo en bely julle dat al is julle in sonde ontvang en gebore en nog steeds tot boosheid geneig, julle tog in Christus geheilig is, deur die Vader tot sy kinders aangeneem is en deur die Heilige Gees tot 'n nuwe gehoorsaamheid opgeroep is. Glo en bely julle dat die Ou en die Nuwe Testament die woord van God en die volkomme leer van die saligheid is, soos dit ook in die belydenisskrifte van die gereformeerde kerke uitgedruk word en in die kerk ook hier geleer word. Vierdens, is dit julle voorneme om deur die genade van God in hierdie leer tot die einde van julle lewe standvastig te volhard, die verbondsgemeenskap met God te onderhou, om van harte lief te hê en in gehoorsaamheid aan sy woord te dien, van die wêreld en sy begeerlikheid af te sien, julle lewe in saligheid buite julleself in Christus te soek en so hierdie belydenis van julle met 'n Godvreesende lewe te bevestig. En laastens beloof u, terwyl die volle gemeenskap met die kerk van Christus nou vir julle ontsluit word, om as lewende lid van die kerk die bediening van die woord en sakramente ywerig te soek, julle gawes gewillig en met vreugde tot nut en saligheid van ander lede en tot uitbouing van die koninkryk van God aan te wend, en dat jy jou aan die Christelike vermaning en tug sal onderwerp as jy in leer of lewe sou misgaan. Wat is hierop julle antwoord? Eerste Amia en Laries. Waar julle hier openlik julle geloof bely het en God se verbondsbeloftes wat by julle doop aan julle verseël is aanvaar het, roep ons julle op om in hierdie geloof te volhard. In die naam van ons Here Jesus Christus heet ons julle ook hartlik welkom in die volle gemeenskap met die volk van God. Mag die God self van alle genade, wat ons tot sy ewige heerlikheid in Christus Jesus geroep het, nadat ons 'n kort tydjie gelei het, julle volmaak bevestig, versterk en grondves. Aan hom kom toe die heerlikheid en die krag tot in alle ewigheid. Amen. Ek gaan vra dat hulle na die gemeente toe draai en dan gaan ons vir hulle sing. Ons gaan vir julle baie sing vanoggend, so julle gaan lank staan. Maar dit is 'n hele skrifberuiming wat ons gaan sing. Waak Christen, staan in die geloof, dat niemand jou die kroon ontroof. Wees wys en dapper, sterk en moedig, steeds toegewy aan God se werk. Kom ons sing skrifberuiming 14:1 vers 1, 2 en 3 vir hulle toe. Nadat ons dit gesing het, gaan ek en die skriba broer Piet Prinsloo eers vir hulle elkeen iets oorhandig.
oom kan dit maar oorhandig. Voor ons vir hulle elkeen 'n Bybel gee, 'n 2020 vertaling. Ek sê altyd vir hulle mag nie ander Bybels lees as die 33 vertaling nie, want hulle oupa Grootjie het hom vertaal. Hulle is die toys van Tosie se agterkleinkinders, so hulle mag nie, maar hierdie is vir hulle elkeen ook 'n 2020 vertaling, en ons wil vir julle baie geluk sê, en ons is dankbaar. Hulle het dit nou nie gehoor nie, maar nadat hulle ondervra is, was oom Piet was ook daar betrokke, een van die ouderlinge het hy gesê, hy het nog nooit kinders so hoor antwoord nie. So baie dankie julle twee. Hulle gee goeie antwoorde, maar ek het vir hulle kateksasie gegee, en ek's blyks nie hulle ma en pa nie, hulle vra moeilike vrae ook. So, maar ons is dankbaar saam met julle vir vandag, en ons wil julle die seën van die Here toebid, en ons wil saam met julle ouers, wil ons dankie sê vir die Here, vir die wete dat hy julle ook tot hier toe gelei het. So ek gaan vra dat oom Piet vir hulle elkeen 'n Bybel oorhandig. Ja. Ja, sy. Hierdie is Laries. Bly altyd by die lewende God. Glo in hom, staan vastig. Kom ons sluit ons oë en dan bid ons saam. Ons Vader in die hemel, almagtige God, ons dankie vir oggend dat ons as gemeente hierdie voorreg het om ook ons geloof saam te kon bely vir oggend. Ons dankie ook in besonder vir hierdie twee jong mense wat voor ons almal kon staan en sê hulle deel hierdie geloof met die hele gemeente. Maar bo alles dank ons U dat ons mag weet, dis nie iets wat uit onsself uitkom nie, dis 'n gawe wat U deur die woord en deur die Gees in elkeen van ons gewerk het. Daarom vra ons dat U ons ook deur die Heilige Gees die krag sal gee om hierdie geloof, hierdie woord wat U vir ons gegee het, nooit vir onsself te hou nie, maar om elke dag saam met U te leef as die lewende, die almagtige, die heilige God. En dat U regering ook in ons lewens sigbaar word. En alles wat ons elke dag dink en sê en doen. Ons vra dit, want soos ons dit ook vanoggend gehoor, ons bely dit, is sondaar mense wat lewe deur U genade. Amen. Baie dankie, daar is nou geleentheid om ons liefdegawes te gee vir die diens van barmhartigheid, en julle twee kan julle sitplek weer inneem. Baie dankie. Gelooft sy God vir sy genade, so wonderbaar en groot, aan my sy gunsgenoot. Sy oog slaan my in liefde gade,
Hy lei my na veste in veiliger geweste. Kom ons staan Psalm 31 vers 15 en vers 17 waarna ons die seën van die Here sal ontvang. Die Here sal julle seën en julle beskerm. Die Here sal tot julle redding verskyn en julle genadig wees. Die Here sal julle gebede verhoor en aan julle vrede gee. Amen. Baie dankie broeders en susters, enkele afkondigings vir die week wat voorlê. Belangrike ene is volgende week Saterdagoggend, onthou dit hier by die kerk 8:30, die susters se afskopfunksie, waar ons vra elkeen bring net een bordjie of 'n soetdingetjie of 'n soutdingetjie saam wat ons kan geniet, en onthou as jy mooi naal sit, handskoene ook. En die broeders is ook welkom om te kom help. Ons gaan so 'n bietjie werk doen met al die blikke wat julle gebring het. So nou is dit die tyd vir die verrassing, die blikke moet volkom. So volgende Saterdagoggend hier by die kerk, die kuier saam en saam werk met die oog op die 7de Maart se susters saamtrek. Dan broeders en susters, vra ons voorbidding vir die diakonie se vergadering vanmiddag en dan ook vir die kerkraad wat môre aand vergader. En dan laaste en nie die minste nie, is dit die verjaarsdae vir die week. Ons wil in besonder uitsonder vir Tannie Kobie Trebus, sy word môre 80. Baie geluk, ons is dankbaar saam met Tannie. En dan ook vir almal wat die res van die week verjaar, bid ons die seën van die Here toe op 'n nuwe lewensjaar. Dan broeders en susters, is daar vanoggend tee. Daar's 'n verrassing by die tee want Lindy verjaar ook die week, so en altyd as een van ons verjaar, is daar 'n verrassing. Dis net Herman bring nooit vir ons iets as hy verjaar nie. Maar van ons kant af is daar 'n ietsie vir almal by die tee ook vanoggend na die diens. En dan die kinders, julle moet asseblief hier na vorentoe kom. Julle het katekisasie vanoggend, maar onthou volgende Sondag is daar nie katekisasie nie, want dan het ons nagmaal. Baie dankie.